called my name, said you knew me long before I was born. Goeiedag vriende, baie welkom by vandag se erediens. Dit is so wonderlik om elkeen van julle hier teenwoordig te hê en ek hoop dat jy vandag die Here se teenwoordigheid op 'n baie besonderse manier sal ervaar. God sê, kom na my toe, dat julle gered kan word, almal op die aarde, want ek is God en daar is geen ander nie. Genade en vrede van God die Vader en Christus Jesus, ons verlosser. Amen. Broers en susters, terwyl ons so sit vandag hierso, kan ons maar net eintlik vir die Here dankie sê dat ons in sy teenwoordigheid enigstens kan staan. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie ookie, want waar ons in die teenwoordigheid van God is en ons sy nabyheid voel, daar vind ons vrede en daar vind ons liefde. En as ons wil aanhou om daardie vrede en liefde te ervaar, dan is dit partykeer belangrik dat ons net so 'n bietjie terugkyk, so 'n bietjie stil raak en terugkyk op die week wat verby was. Reflekteer op wat ons ook in hierdie week gedoen het en dan op die ou end net so 'n bietjie voor die Here stil word en vir hom sê, Here, daar was plekke waar ek tekort geskiet het. Heer, daar is plekke waar ek nog kan verbeter en wil U vir my met raad bedien. Here, ek het heeltemal verkeerd opgetree. Help my om tog beter te doen. En wanneer ons ons skuld bely, dan kry ons die geleentheid om dit ook te doen. Kom ons raak so oomblik stil en dan gaan elkeen van ons ook ons skuld bely. Ons wonderlike hemelse Vader, vandag kan ons maar net in hierdie oomblik stil word en vir U dankie sê dat ons onsself U kinders kan noem. Maar dit beteken nie dat ons perfek is nie. En daarom kom ons met ons skuld en met ons skande voor die Here en ons vra U om ons te help waar ons tekort skiet. Ja Here, daar is baie plekke waar ons dinge op 'n totaal ander wyse kon hanteer. En voor ons osself weer kry, Here, dan het ons alweer die verkeerde ding gedoen. En daarom het ons U hulp en die insig en die raad nodig. En ons bid vandag dat U naby ons sal wees, sodat U in ons oor kan fluister en vir ons kan sê wanneer ons op die verkeerde pad beland. Maar vandag, Heer, wil ons vra dat U ook hierdie geleentheid vir ons sal gebruik en tot ons sal kom spreek deur die Gees, sodat ons vandag hier kan weggaan met 'n boodskap in ons hart wat ons kan gebruik om ook ons lewe op 'n ander manier te kan leef. Ons bid Heer dat U kerk sal verenig en dat U altyd die spreker sal wees na wie ons luister. Amen. Broers en susters, ons is op die oomblik besig met ons vriendskappe, gesonde vriendskappe reeks en verlede week het ons stilgestaan by die boublokke van ons vriendskappe. Die boublokke vir 'n gesonde vriendskap is tog niks anderste as liefde. Die tipe liefde waarvan ons lees in 1 Korintiërs 13. En ons het gesien dat as ons elkeen van daardie komponente gaan gebruik van vers 14 tot 17, dan kan ons uiteindelik 'n baie gesonde vriendskap hou waarop ons trots kan wees en waarop ons kan steun. En vandag gaan ons 'n bietjie verder, want ons vriendskappe bring ook natuurlik vir ons baie uitdagings. Daar is nou maar eenvoudig net geen verhouding op hierdie aarde
terwyl ons nog as mense hier leef, waar ons nie op een of ander stadium ook met ons vriende in konflik sal selfs wees nie. Dit gebeur net eenvoudig, omdat ons so verskillend is van mekaar. Ons het verskillende agtergronde, ons is verskillend grootgemaak, ons het verskillende waardes, verskillende goed is vir ons belangrik. Ons persoonlikhede is soveel verskillend, en daarom kan ons maar verwag dat daar ernstige konflik gaan kom. Maar dan is daar ook daardie kere, wat ons wel definitief kan sê, weet jy wat, hier het iets gebeur wat nie moes gebeur nie. Hier was 'n stuk ongeregtigheid wat plaasgevind het, wat liewer kon gebly het. En dit is partykeer baie moeilik om met jou vriende te praat, en vir hulle te sê, as jy dink dat hulle daardie ongeregtighede gepleeg het. Ons is baie geneig om eintlik vir ons vriende op te staan, selfs al weet ons in ons gemoedere, dat daardie persoon verkeerd opgetree het. En dis hierdie diepgaande hartsgesprekke waaroor ons vandag ook 'n bietjie gaan gesels. Want hoe hanteer ons dit? Hoe benader ons dit? Gelukkig vir ons het Jesus ons eintlik daarmee gehelp. Maar die gedeelte wat ons nou vandag gaan lees uit Matteus 18 van vers 15 tot 20 en dan ook van Matteus 18 vers 21 tot 31. Hierdie gedeeltes is binne 'n bepaalde konteks in die Matteus Evangelie. En is ook baie belangrik dat ons hierdie gedeeltes in daardie konteks lees. Want ons kan so maklik op hol gaan met goed wat ons lees in 'n bepaalde vers van 'n teksgedeelte, dat ons eintlik tred verloor met wat die groter boodskap is binne in daardie teksgedeelte. En hier is 'n gedeelte, en veral van vers 18 tot 20 van Matteus 18, wat ons baie maklik op 'n manier kan interpreteer, wat ons kan laat glo dat dit vir ons oukei is, om maar vriende een kant toe te stoot, en hulle af te skryf, as hulle aanhou om die verkeerde ding te doen. Maar ek dink julle gaan agterkom, dit is nie heeltemal die bedoeling hier nie. En broers en susters, ons gaan dan vandag lees uit Matteus 18 van vers 15 tot 20 en dan later van 21 tot 31. Kom ons lees eers hierdie gedeelte uit Matteus 18 vers 15 tot 20. As jou broer teen jou sondig, moet jy hom teregwys waar julle twee alleen is. En as hy na jou luister, het jy jou broer teruggewen. As hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke saak bevestig mag word. As hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente. En as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat julle ook al op aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. Verder, amen, ek sê vir julle, as 2 van julle op aarde saamstem oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemel dit aan julle toestaan. Want waar 2 of 3 in my naam by een is, daar is ek in hulle midde. Net so 'n bietjie konteks vir hierdie gedeelte. Hierdie gedeelte volg op die gelykenis wat Jesus vertel van die verlore skaap. Onthou julle dit nog? Hy praat van 'n herder wat 100 skape gehad het, en dan raak een van hulle weg, en dan los hy die 99 ander agter, om vir daardie een skaap te gaan soek. En wanneer hy daardie skaap kry, is hy uitbundig gelukkig oor daardie skaap. Binne die groter konteks van hoofstuk 18 lees ons ook hoe die mense kindertjies na Jesus bring, en dan wil sy disippels hierdie kindertjies van Jesus weghou. En nog ook waarsku hy in hierdie gedeelte, dat niemand die kindertjies van hom af weg moet hou nie, en dat niemand hom ook hierdie kindertjies moet weglei van die Here af nie. En dan wil hy juis vir die mense sê in hierdie gedeelte, dat hulle moet word soos hierdie kindertjies. En is baie belangrik, want hierdie kindertjies was as die minstes van die samelewing beskou. En hierdie kindertjies dien dan as voorbeeld vir die tipe mens wat
Jesus wil hê deel van God se koninkryk moet wees. En wat by implikasie dan ook is, omdat hulle geloof en hulle vertroue in God stel. En in hierdie gedeelte wat voorafgaan van hierdie gedeelte wat ons nou vanoggend gelees het, die voorafgaande gedeeltes, gaan dit oor hoe God ons vergewe. Hoe God met ander woorde die verlorene naby aan hom bring. Hoe hy die minste nader aan hom bring. En dan in hierdie gedeelte wat ons nou vandag gelees het, dan lees ons eintlik van hoe ons as mens moet optree wanneer iemand teenoor ons dan verkeerd gedoen het. En nou wil ek sommer byvoorbeeld sê, ek dink ons kan sommer aan 'n paar goed dink wat ons gewoonlik doen. En wat doen ons gewoonlik as iemand iets verkeerd teenoor ons gedoen het? Is dit nie so dat ons baie keer vir almal anders te gaan sê behalwe vir daardie persoon nie? Ons gaan vertel stories van wat hierdie persoon gedoen het, maar ons is nie bereid om daai persoon in die oë te gaan kyk en vir hulle te sê, weet jy wat, ek het glad nie gehou van wat jy doen nie, jy het verkeerd teenoor my opgetree, jy het teenoor my gesondig, jy het net my seer gemaak en jy het eintlik in my oë baie verkeerd opgetree. Nee, ons doen dit nie altyd nie, nee. Ons hardloop gewoonlik na almal anderste. En ons doen dit partykeer nogal in die kerk ook, nee. Ons is te skaam om vir die dominee of vir die kerkraad te gaan sê wat aangaan. En dan vertel ons maar agteraf stories en ons stook mense op met ons grievances, maar ons gaan praat nie met die mense wat dit eintlik moet hoor nie. En naderhand is almal kwaad vir die kerkraad en die dominee of vir daardie vriend wat jy jou vriend genoem het, maar jy het nooit die moeite gaan doen om self met daardie persoon te gaan praat nie. En dit skep 'n gevaarlike situasie. Want dit kan uiteindelik lei tot isolasie. Dit kan lei tot 'n situasie waar iemand eintlik dan onregmatig vervolg word. En daarom dat Jesus in hierdie gedeelte sê dat ons eintlik die moeite moet doen om as broers, as vriende met mekaar te praat en vir mekaar te sê wanneer iets verkeerd is. Wanneer iemand iets verkeerd gedoen het, dan moet die uitgangspunt altyd wees om met daardie persoon te praat met die doel om eintlik hulle te red. Om te keer dat daardie persoon met metafories gesproke met hulle fietsie op 'n muur afstuur, nee. Dis mos nou, ek hou nogal van daai beeld van die kind wat op sy fietsie ry en dan ry hy of in 'n boom of in 'n muur vas, nee, omdat hy nie weet mooi hoe om hierdie fietsie te beheer nie. En partykeer is dit maar so dat baie keer in ons lewe dan kry ons maar gevalle waar mense, en ek self het dit ook al gedoen, waar mens nie altyd weet wat die regte ding is om te doen nie. En dan is dit nodig dat daar 'n goeie vriend intree en dan bereid is om vir 'n mens te sê, jy's besig om op moeilikheid af te stuur. Jy's besig om droog te maak. Ek wil nie sien dat jy verlore gaan nie. Kom weer terug op die regte pad. Goeie vriende doen dit vir mekaar. Goeie vriende beteken nie dat ek alles goed praat wat my vriende verkeerd doen nie. Nee, goeie vriende waarsku daardie vriende, want daardie slegte goeters het 'n manier om op te vang met 'n mens. En dan is daar niemand wat daardie persoon gewaarsku het nie. En dit al klaar is eintlik 'n daad van liefdeloosheid. Maar as ons nie ons griewe met mense gaan persoonlik bespreek nie, dan gaan daardie persoon nooit leer nie en gaan daai persoon op die ou end in die moeilikheid beland. En daarom dat ek dink Jesus hierdie gedeelte ook vir sy disippels leer. Wat sê hy vir hulle? Gaan jy eers na daardie persoon, jy self, jy persoonlik, gaan praat met daai persoon. Want jy wil hulle nie in 'n spotlight sit en 'n slegte indruk van hulle skep nie. Ek meen, dit is tog jou vriend, dit maak eintlik so sin wat Jesus hier sê, nie? Niemand wil tog hulle vriend in 'n slegte lig stel nie, nee. En as jy nou vir almal anders te gaan vertel wat daardie persoon verkeerd gedoen het, dan stel jy hulle mos nou klaar in 'n swak lig.
en jy vergeet, maar ja, hierdie is eintlik my vriend. Hierdie is eintlik my vriendin, dis my pel. Ek voel ons nou nie hê dat mense moet sleg dink van hulle nie. En onmiddellik, wat gebeur? Eintlik tree ek op in 'n gees van hartvogtigheid. Met ander woorde, ek handel met 'n harde hart. En dis waarteen Jesus wil hê mense moet waak. Want wat sê hy moet jy volgende doen? As daardie persoon nie luister nie, en hy verander nie, dan gaan jy met nog 2 of 3 getuies saam met jou na daardie persoon. En hierdie gedeelte gryp dan terug na Deuteronomium, waar daar uitdruklik gesê word dat geen saak gestel mag word sonder dat daar 'n getuie is nie. Want hoekom? Dan kla jy mos daardie persoon eintlik in effek aan, en jy veroordeel hulle selfs nog voordat die bewyse werklik daar is, dat daardie persoon skuldig is. En dan is dit maar jou woord teenoor daardie persoon se woord, en dit skep nooit 'n goeie situasie nie. Want wie glo ons dan? Dit kan op die ou end verdeeldheid veroorsaak in 'n gemeente, nê? En dit is belangrik wanneer ek dink Jesus die volgende gedeelte dan ook hanteer, en hy sê, weet julle wat, as daardie persoon dan nog nie wil luister nie, dan gaan jy na die gemeente toe en jy vertel vir hulle wat gebeur. En as hy dan nie wil luister nie, dan mag jy persoonlik, en dis baie belangrik, nee, kom ons lees net gou weer daai gedeelte, ek dink hierdie is baie belangrik, want dit sê hier, as hy weier om na hulle te luister, sê dit vir die gemeente, en as hy ook weier om na die gemeente te luister, laat hy vir jou wees, soos die heiden en die tollenaar. Ons lees baie maklik hierdie gedeelte om te sê, dat die kerk dan nou die reg het om daardie persoon uit die kerk te skop en te excommunikeer. Met ander woorde, hy mag nie meer 'n lidmaat van die gemeente wees nie. Hy kan nog sekerlik na die diens kom en so aan, maar hy mag nie meer 'n lidmaat van daardie gemeente dan wees nie. En ek dink ons het dit gesien gebeur in die verlede. Maar ek dink hierdie gedeelte wil dalk meer as dit sê. Ek dink hierdie gedeelte wil in die Grieks sê dit ook dat jy persoonlik mag dan daardie persoon, moet dan of daardie persoon soos een van die heidene en die tollenaars hanteer. Maar selfs dan beteken dit nie dat ek daardie vriend van my vir ewig mag afskryf nie. Dis nie wat hierdie gedeelte sê nie. Hierdie gedeelte sê nie dat ons die reg het om vir mense te sê, weet jy wat, jy is dood vir my, jy beteken niks meer vir my nie, en dis nou maar hoe dit is nie. Nee, want dink 'n bietjie, wat was Jesus se optrede? Is dit nie juist die mense met wie Jesus uitgehang het nie? Is dit nie juist hulle vir wie hy omgegee het en na wie hy uitgereik het nie? Hulle wat verlore was vir die koninkryk van God. Hulle wat aan die buitekant gestaan het, nooi hy juis in. Hulle is nie totaal en al verlore nie, hulle is op 'n slegte pad, maar dit beteken nie dat hulle nie gered kan word nie. En dit is baie belangrik dat ons dit hoor. Het is baie belangrik dat ons in hierdie gedeelte hoor, dat die doel nie is dat jy dan iemand mag afskryf, omdat hulle herhaaldelik verkeerd teenoor jou doen nie. Daar moet nog altyd daardie kans wees op versoening. Daar moet nog altyd daai kans wees op vergifnis. En ek gaan nou weer terugkom na vers 18 tot 20, maar kom ons lees gou eers 'n bietjie van vers 21 tot 31, want dit gaan vir ons nou 'n bietjie die groter konteks skets van hoe ons dan hierdie situasie, hierdie hartsgesprekke met ons vriende moet hanteer. Toe het Petrus nader gekom en hom gevra vir Jesus nou, nê? Here, hoeveel keer sal my broer teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 keer toe? En Jesus antwoord hom, ek sê vir jou nie tot 7 keer nie, maar
tot 70 maal 7 keer. Daarom is die koninkryk van die hemele soos 'n koning wat rekenskap van sy slawe wou eis. Toe hy hulle skuld begin nagaan, is een wat 10.000 talent verskuldig was na hom gebring. En omdat hy nie kon terugbetaal nie, het die Heer beveel dat hy, as ook sy vrou en kinders en alles wat hy besit, verkoop word en dat die skuld so terugbetaal moes word. Die slaaf het toe voor hom op die grond neergeval, laag voor hom gebuig en gesê, wees geduldig met my en ek sal u alles terugbetaal. Die heer van daardie slaaf het hom innig jammer gekry, hom vrygelaat en sy skuld vir hom kwytgeskeld. Maar toe daardie slaaf uitgaan, het hy een van sy medeslawe gekry wat hom 100 denarius geskuld het. Hy het hom aan die keel gegryp, gewurg en gesê, betaal terug wat jy skuld. Sy medeslaaf val toe neer en smeek hom, wees geduldig met my en ek sal jou terugbetaal. Maar hy wou nie. Inteendeel, hy het weggegaan en hom in die tronk laat gooi, totdat hy die verskuldigde bedrag sou terugbetaal. Toe sy medeslawe sien wat gebeur het, was hulle baie ontsteld en het vir hulle heer alles gaan vertel wat gebeur het. Daarop ontbied sy heer hom en sê vir hom, jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie? En as sy heer het toe kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Sjoe, kragtige gelykenis nog altyd, nee? Maar kyk nou net wat gebeur hier. Hierdie ou gaan na die koning en hy sê vir hom, asseblief vergewe vir my al my skuld, of gee my net genoeg tyd dat ek kan terugbetaal. En hierdie koning kry hierdie arme man so jammer, dat hy vir hom 10.000 talente, en kom ons sê nou maar, argimense onthaalwe, ek weet nie presies nie, maar kom ons sê nou maar, dit is soos 1 miljoen rand in vandagse tyd. 1 miljoen rand vergewe hy vir hierdie ou. Maar dan sien hy een van die mense wat hom geld skuld, en wat doen hy? In plaas daarvan dat hy daardie medeslaaf se skuld gaan vir hom afskryf, wat eintlik maar net 'n tiende was, nee, 'n 100ste was, 1% was van wat hy vir daardie koning geskuld het. Wat doen hy? Hy laat hom in die tronk gooi. So hy kon nie 10.000 rand vergewe nie, sê nou maar argimense onthaalwe, maar hy is van 1 miljoen rand se skuld vergewe. Hoe kan dit dan nou reg wees? Wat probeer Jesus hier sê? Jesus probeer eintlik in hierdie gelykenis vir ons sê, dat God so is, en dan nou gryp dit 'n bietjie terug na daardie gelykenis van die verlore skaap, nee. Hy is bereid om ons alles te vergewe, sodat ons gered kan word. Maar dan, as ons dit van God ontvang, dan behoort ons die klein dingetjies wat ander teenoor ons gesondig het ook te vergewe. Die klein dingetjies wat mense teenoor ons verkeerd gedoen het, behoort ons dan ook te laat gaan en van harte te vergewe. En hy gaan selfs so ver as om te sê, weet jy wat, as ons dit nie doen vir ons vriende, vir ons broers, vir die mense rondom ons nie, wat gebeur? Dan sal hy ook nie ons skuld vergewe nie. Hoe belangrik is dit nie? Hoe belangrik is dit nie dat ons hierdie hoor nie? Partykeer maak ons maar ons harte hard. Ons wil nie daardie hartsgesprekke gaan voer met ons broers nie, want ernstig is daar iets van ons wat verlore gaan. Ons voel te swak. Ons voel dat daar 'n onreg ook teen ons gepleeg is en ons wil nie laat gaan van dit nie. Maar hoeveel onregte laat die Here van ons nie laat gaan nie? Ons kan verseker nie iemand hê wat so baie teenoor ons gesondig het, soos wat ons teenoor die Here gesondig het nie.
En hy het vir ons alles vergewe deur Jesus Christus. Ons bladsytjie is skoon. Al daai skuld is uitgevee. Al daai skuld is uitgevee sodat ons waarlik kan lewe. En daarom moet ons vergewe. Daarom behoort ons, wanneer ons hierdie hartsgesprekke met mense het en met hulle praat oor dit wat ons dink verkeerd is by hulle, behoort ons dit altyd in groot liefde te doen. Hierdie hartsgesprekke moet op so 'n manier gevoer word, dat daar altyd die kans is op versoening na my gesprek met hulle. Dit is nie veroordelend nie. Nee, dit kom uit 'n gesindheid van liefde en van omgee. Dit is nie veroordelend, gesindheid van liefde en 'n gesindheid van omgee. En dan laastens is dit versoenend. Die oogmerk is om te versoen. Die oogmerk is om heel te maak wat gebroken was. Die oogmerk is om daardie persoon weer terug te bring in die gemeenskap van gelowiges. Nie om hulle te excommunikeer nie, soos wat ons in die verlede partymal die fout gemaak het in die kerk nie. Of wat ons doen wanneer ons sê, ek skryf daardie persoon af, hulle gaan nie meer my vriende wees nie. Nee. Weet julle wat? En net om dit nog sterker op klem te lê, lees ons dan vers 18 tot 20. Amen, ek sê vir julle, wat julle ook al op aarde bind, sal in die hemel gebind wees, en wat julle ook al op aarde ontbind, sal in die hemel ontbind wees. Verder, amen, ek sê vir julle, as 2 van julle op aarde saam sê oor enigiets wat julle vra, sal my Vader in die hemel dit aan julle toestaan, want waar 2 of 3 in my naam byeen is, daar is ek in hulle midde. So wil hierdie gedeelte nou eintlik vir ons sê dat ons die mag het om mense in en uit in die hemel te laat gaan? Ek is nie so seker daarvan nie, maar ek weet dat as dit die geval is, hierdie gedeelte 'n groot verantwoordelikheid op my gewete plaas. Dit plaas 'n groot verantwoordelikheid op my gewete, want dit beteken dat as ek daardie vriend van my veroordeel, en vir hulle toewens dat hulle amper soos mense moet wees wat hel toe gaan, dat ek nie daardie verantwoordelikheid op my skouers wil laat rus nie. Ek wonder of Jesus hierdie gedeelte nie vir mense gesê het, om vir hulle te sê, weet julle wat, onthou net, as jy mense so veroordeel, en jy is so oortuig van jou saak, dat jy dink jy 100% reg is voor die Here, dan moet jy weet, daai persoon word ontneem van die ewige lewe. En ek weet nie van julle nie, maar my hart is om eerder te sien, dat almal gered word. Partykeer dink ek oorweldige mense emosies, maar oor die algemeen dink ek ons almal stem saam dat ons harte is om te sien dat almal op aarde gered word en almal uiteindelik in die koninkryk van God kan ingaan. En daarom behoort ek op so 'n manier op te tree dat ek hierdie hartsgesprekke met mense gaan voer met die doel om hulle te help om weer in die koninkryk te kom. Hierdie gedeelte gaan allerminst daaroor om mense uit die kerk uit te sluit, maar gaan eerder daaroor om hulle in die kerk in te sluit en hulle weer terug te kry in die gemeenskap van gelowiges. Om hulle weer terug te kry in die huis van God. En in 'n sekere sin word dit wat Jesus vertel van wat God doen om daardie verlore skaap te gaan haal, word dit ons opdrag om die verlore skaap ook te gaan uitsoek en te gaan haal. Om partykeer vir iemand te sê, weet jy wat, ek dink jy het nou verkeerd opgetree. Ek wil nie sien dat jy verlore gaan nie. Ek wil nie sien dat jy verlore gaan vir die koninkryk van God nie. En daarom gaan ek my best doen om jou te help, om weer die pad terug te kry na die Here.
En as gemeentes, as kerke, moet ons tog nie dink, ons het die reg om mense uit die kerk uit te skop nie. Ek dink eerder, ons moet vir mense dan help om terug te kom in die plek waar hulle 'n tuiste kan vind. Onthou, daardie van ons wat voel dat iemand nou so teenoor ons gesondig het, jy kan hulle dalk soos 'n heiden of tollenaar hanteer, maar onthou net, dis die heidene en die tollenaars wat Jesus gaan haal het. Paulus se hele bediening was aan hierdie mense gewees. Hy het na hulle toe gegaan omdat Jesus hom soontoe gestuur het, om hulle ook deel van God se koninkryk te maak. Ons missie eindig nie met ons vriende, wanneer hulle 'n onreg teenoor ons gepleeg het, of wanneer hulle iets baie verkeerd gedoen het nie. Ons missie eindig eers die dag, wanneer hulle in God se koninkryk ingaan, en deel van God se koninkryk is. Ons gee nie op ons vriende nie. Ons doen alles in ons vermoë om seker te maak dat hulle weer die pad terugkry na die koninkryk van God. Ons gaan haal saam met Jesus daardie verlore skapie. En mag dit ons doelwit wees in alles wat ons doen. In ons vriendskappe mag ons daardie hartsgesprekke gaan voer op die manier wat Jesus hier vir ons geleer het. En mag ons dan 'n pad van versoening loop met mense rondom ons. Mag ons 'n pad loop waar ons mense weer terugkry in die koninkryk van God. Want ek weet nie van julle nie, maar ek wil nie verantwoordelik daarvoor wees dat iemand nie in die koninkryk van God kan ingaan nie. Het is so wonderlik dat God my vergewe het, dat ek ook wil hê ander moet vergewe word. En ek wil ook graag ander vergewe, soos God my vergewe. Ek hoop dit is elkeen van ons se wens, broers en susters. En ek weet, ons kry dit nie altyd reg nie. Ek veral, maar mag die Here ons ook hiermee help. Amen. Terwyl ons net so bly sit, kom ons bid saam. Ons Here en Hemelvader, dankie dat U ons heel eerste vergewe. Dankie dat U juis vir ons, wat sondaars was, wat tollenaars was, mense wat verlore was, gaan haal het, en dat U ons teruggebring het na U koninkryk. En nou vra ons, Heer, dat U ons sal help om dieselfde te doen. Wil U gee dat ons nie die posisie van regter en jury sal inneem nie, Heer, maar dat ons altyd bereid sal wees om die hartsgesprekke met ons vriende te hê, sodat hulle nooit vir U verlore sal gaan, Heer. Ons bid vandag dat U met ons sal wees in hierdie week. Ons bid, Heer, dat U vir ons sal seën. Ons bid dat ons in die teenwoordigheid sal leef elke dag. Amen. Broers en susters, wat 'n wonderlike voorreg om vandag saam met julle rondom hierdie woord te kon kuier en ook vandag saam met julle te kon leer hoe ons uiteindelik ons hartsgesprekke met ons vriende kan voer. En mag die Heer van alle Here jou in hierdie week behoed en bewaar. Ek wil tog vir julle uitnooi dat as jy graag 'n bydrae wil maak tot ons bediening, dan kan jy dit gerus doen deur een van ons 2 gemeentes wat saamwerk te ondersteun. Die bankbesonderhede is daar, of jy kan eenvoudig die skakel onder aan die YouTube video volg om ook 'n bydrae te lewer. Maar voordat ons gaan, wil ek graag die seën oor elkeen van julle uitspreek. Mag die genade van Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees. Amen. Broers en susters, bly gerus vir 'n paar afkondigings en ek sien julle dan volgende week.
stone. For when all flesh and